Nou vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons hoofde buig en ons oë sluit en dan gaan ons net 'n kort gebed saam doen. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre weet dat U op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van U voete. Baie dankie dat ons weet dat ons Here Jesus Christus, die volmaakte lam van God, op hierdie sondige aarde gewandel het, dat hy 'n eenmalige volmaakte dood gesterf het aan die kruis, opgestaan het, die dood, die hel, die graf oorwin het, opgevaar het en gesê, kyk ek kom weer en ek sal alles nuut kom maak. Ag Here, baie dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag en dankie dat U wonderlike Gees ons lei deur die waarheid van die woord. En wil ons vanmôre in vreugde en in blydskap voor U buig en sê, Here, gee vir ons genade om ons oë gefestig te hou op U, die leidsman en volëinder van ons geloof. Dat ons U sal dien met blydskap. Dat ons voor U aangesig sal kom met gejubel, dat ons sal erken dat U God is, dat U ons geskaap het, dat ons die skape van U weide is. Here, U is die een wat vir ons liefhet en deur die wonderlike kosbare verlossingswerk van Christus aan U self verbind het en vir ons gesê dat niemand sal ons uit die hand van die Vader ruk nie. My Vader is groter as almal, sê Johannes 10 vers 29, en niemand sal julle uit die hand van my Vader ruk nie. Wat 'n wonderlike vertroosting in hierdie de mekaar wêreld vir ons as U kinders. Vader, baie dankie vir soveel genade en guns ook in ons gemeente. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre veilig hier aangekom het. Dankie vir U reisende genade oor elkeen se lewe, vir hulle wat vanmôre afwesig is, weens siekte, wat die naweek bietjie weg is. Ons bid dat U goeie hand oor hulle sal wees, vir hulle wat veilig terug is, oor ver paaie, dank ons U. En ons vra Here dat U ons vanmôre sal seën met die keer van U seëninge. En Vader, dat Christus verhoog sal word in hierdie môre en dat mense na Hom getrek sal word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Filippense, die 4de hoofstuk, ons laaste boodskap in hierdie reeksie, wat handel oor riglyne, ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Ons het so 5 weke gelede begin met hierdie reeks, vir U gesê dit is so 'n platform vir die nuwe jaar wat ons lê, sodat ons as individue vas kan staan in die Here, en dan ook ons as individue vorm dan die gemeente, dat ons as gemeente kan vas staan in hierdie wonderlike genade en roeping waarin die Here ons geroep het. Wonderlik om deel te wees van die liggaam van Christus. En die Bybel sê vir ons, die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie. En dis wonderlik om te sien hoe die Here ook hierdie liggaam van hom gebruik om hom te verheerlik. Dit begin by die huisgesin, dan kom die huisgesin na die gemeente en vanuit die gemeente gaan ons in die gemeenskap om so die Here dan te eer en te verheerlik. So ons het begin so 5 weke gelede met die gedagte van riglyne ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Hierdie reeks is 'n uitvloeisel van dit wat ek in my Bybelstudie gedoen het daar by my huis in Desember maand, wat gehandel het oor die gemeente in Filippi. Nou ek het al reeds deur die boek Filippense gepreek en ek het hierdie sake ook al aangespreek in daardie tyd, maar in Desember maand het ek so 'n bietjie 'n Bybelstudie van my af verdeurgewerk wat juis handel oor hierdie gedagte, omdat daar in die gemeente van Filippi ook so 'n bietjie onderlinge stryd was. Onthou jy die 2 tannies daarso? Judea en Sintigheid. Die Bybel sê dat hulle so 'n bietjie haks geraak het met mekaar, nie oor teologiese sake nie, maar oor alledaagse dinge wat vinnig uitgesorteer kon word. Het hulle so kwaad geraak vir mekaar dat daar verdeeldheid in die gemeente gekom het. En die apostel Paulus begin en hy skryf, onthou hy's nie fisies daar nie, hy sit in die tronk, hy's 'n gevangene ter wille van Christus. Hy hoor van hierdie verdeeldheid wat aangaan. En hy skryf nou hierdie brief onder leiding van die Heilige Gees en hy skryf aan hierdie gemeente. In die eerste plek sê hy vir hulle in hoofstuk 4, hy sê vir hulle beveg verdeeldheid. Dit is noodsaaklik dat ons een van sin en een van siel in die Here sal wees. Johannes 17 bid die Here 5 maal dat ons een sal wees sodat die wêreld kan weet dat Christus ons dan gered het en Christus gestuur is as die redder en as die verlosser van hierdie wêreld. So die eerste ding is beveg verdeeldheid. As jy nie saamstem met 'n ander broer nie, of as 'n ou vir jou kom sê, luister, ek skree vir die blou bulle, is nie nodig om hom af te skryf nie. Jy kan hom jammer kry, maar is nie nodig om hom af te skryf nie.
Dis presies waaroor hierdie verdeeldheid gegaan het. Dit was oor klein elementêre dingetjies gewees. Die tweede gedagte sê die apostel Paulus vir die ouderlinge, wees mekaar behulpsaam. Die ouderlinge moes hierdie twee vrouens ondersteun het, die gemeente moet mekaar ondersteun. Dis nie net om mense af te skryf en te vergeet en te sê, ag, as daai een wil uit die gemeente gaan, laat hy gaan nie. Nee, doen navraag. Hoor, hoe gaan dit met die persoon? Praat met hulle. Roep hulle op dat die eenheid van die gemeente nie versteur kan word nie. Daarom moet ons as gemeente mekaar behulpsaam wees. En dan die derde gedagte waaroor ons gepraat het is verbly jou in die Here. Vriende, mense gaan jou teleurstel, omstandighede gaan jou teleurstel. Selfs jou bonus wat jy kry aan die einde van die jaar stel jou teleur, want ons wil altyd so bietjie meer hê. Maar die hele gedagte, as ons verbly in die Here, dan weet ons dat alles ten goeie meewerk vir die wat volgens die voorneme van die Here geroep is. Ek het vanmôre 'n artikel gelees van Dr. R.C. Sproul wat handel oor God se voorsienigheid in ons lewe. En dan besef ons daar's niks wat in ons lewe gebeur wat toevallig is nie. Goed en sleg word deur God se hand vir ons afgeweeg. Daarom verbly ons in die onveranderlike God en nie in ons omstandighede nie. Nie in die dinge wat met ons gebeur nie. Dis hoe ons stabiliteit in ons eie geestelike lewens kan hê en dan ook in die gemeente. Die vierde een is die gedagte van vriendelikheid teenoor alle mense. Oom het eendag vir my gesê, hy sê ek vertel 'n grappie vir iemand, dan dink hulle ek beklei met hulle. So baie mense is meer vriendelik as ander mense. Ek sê noudag vir my vrou, sy's geseën met 'n geweldige vriendelike persoonlikheid en ek weet nie of ek 'n te diep militêre persoonlikheid het nie, maar die gedagte, ons poog deur God se genade om vriendelik te wees. As iemand my groet ek hulle met die vriendelikheid van Christus. Ek kyk hulle in die oë en ek glimlag, want daar is baie om oor dankbaar te wees as jy aan die Here Jesus Christus behoort. Die vyfde gedagte, hoe kan ons stabiliteit in ons eie lewens en in die gemeente dan ook verseker is om nie besorgd te wees nie. Ons bekommer ons oor alles en nog meer en soms is ons bekommerd omdat daar nie veel is om oor bekommerd te wees nie. Dan dink ons by onsself, maar dit kan nie so goed gaan nie. Iemand kom eendag na my toe en hy sê vir my, ek is bang, ek is benoud. Ek sê, waaroor is jy benoud? Hy sê, dit gaan goed met my. Dit gaan goed in my besigheid, dit gaan goed met my vrou, dit gaan goed met my kinders. Ek wonder wanneer gaan iets my tref. Toe dink ek myself, het die vyand ons al so mislei, dat ons nie kan geniet wat God ons uit genade gee nie. Moenie besorg wees nie. Goed en sleg is deur God afgeweeg. Moenie jou in sonde begewe nie, ja, verseker. Moenie die pad van sonde bewandel en as daar iets met jou gebeur, sê, maar Here, hoekom het U dit nou gedoen nie? Lewe heilige lewe, vra die Here vir genade, maar moenie oor alles bekommerd wees nie. En dan leef biddend. Ek het vir u gesê, as ons biddende kinders van God is, dan sal ons ook oorwinnende kinders van die Here wees. Ons sal oor die sonde oorwin. Ons sal leer om mekaar te verdra, mekaar lief te hê. Ons sal leer om ons te verbly in die Here. En hierdie gebed beteken nie elke môre 2,5 ure, 3 ure in die binnekamer nie. As jy dit kan doen, wonderlik, ons is die Here dankbaar. Maar ons almal is besige mense, maar sorg dat jy in die oggend jou dag begin met gebed en deur die loop van die dag met die Here praat. En mag die Here ons biddende mense maak. En dan het ons laasweek begin praat oor die gedagte van ons gedagte wêreld, hoe ons dink, en ons het gekyk na, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, moet ons bedink. Die gedagte van alles wat waar is, God se woord is die bron van waarheid. Jesus sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Eerbaar, ons het daarna gekyk en regverdig, dinge wat reg is, dit is wat ons moet bedink. Nou gaan ons vanmôre vir oulaas hierdie paar verse lees en dan by die laaste boodskap uitkom wat handel oor riglyne ten einde self geestelik vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. En DV volgende week gaan ons weer 'n Psalm hanteer. Gaan ons bietjie weer kyk na die psalms en die Here vertrou om vir ons te leer uit sy wonderlike woord. Die apostel Paulus onder leiding van die Heilige Gees skryf, hy sê daarom, my geliefde broeders, ons kan ook sê daarom geliefde gemeente, na wie ek ook verlang my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestryd in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie,
Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Jy sal onthou, ons het by een van hierdie boodskappe ook vers 9 net ingebring, die gedagte wat die apostel Paulus vir hierdie gemeente sê, wat julle geleer, ontvang en in my gesien het, doen dit. Onthou jy die vraag wat ek gevra het? Kan jy as pa in jou huis opstaan en vir jou vrou en jou kinders sê, wat julle van my geleer het, wat julle in my gesien het, en van my gehoor het, doen dit. Sal die ma dit kan sê, sal die kinders dit kan sê. Dit moet die gesindheid wees van elke kind van die Here wat vasstaan in die Here en oorwinnaar in die Here wil wees, dat ons 'n navolgingswaardige voorbeeld vir ander sal laat. Mag u en ek ook die genade vind om hierdie groot waarheid te sien en die Here ook so te verheerlik. Nou vriende, ons gaan sommer dadelik wegval met die vierde gedagte wat ons gedagte wêreld aanbetref. Ons nou al reeds gekyk na die gedagte alles wat waar is en alles wat eerbaar is en alles wat regverdig is, wat ons moet bedink. Vanmôre kom ons by die volgende gedagte aan en dit kom daaruit vers 8 uit, dat ons moet bedink alles wat rein is. Alles wat rein is. Hoor wat staan in Filippense 4:8. Verder broeders, alles wat rein is, bedink dit. As jy hierdie vers wil memoriseer, begin met die gedagte. Verder broeders of verder gemeente, sit jou eie naam daarin. Verder Gerard, alles wat waar is, bedink dit. Gerard, alles wat eerbaar is, bedink dit. So sit jy elke keer jou naam in, jy sit elke keer die gedagte wat Paulus sê en dan die bedinkgedagte, sodat jy kan leer dat hierdie gedagte in Filippense 4:8 is om ons denke te verander. Soos ons dink, so tree ons op. Wat binne in ons hart aan die gang is, kom uit in ons lewe. Daarom sien jy dikwels mense wat jy rekenkinders van die Here is, wanneer hulle weg is, onder die toesig van ander kinders van die Here uit is. Hoor jy hoe hulle praat, hoor jy hoe hulle lag en gesels en geniet dit wat die wêreld vir hulle bied. En soos ek eendag die geval gehad het, daar by Mosselbaai golfbaan, daar is so 2-3 manne saam wie ek gespeel het, ek ken hulle van geen kant af nie, hulle ken my van geen kant af nie, ons ontmoet mekaar, ek hoor hulle werk toe saam by die Medupi kragstasie, en hierdie manne praat, ek wil vir u sê woorde wat ek nie in hierdie gemeente of buite die gemeente sal noem nie. En ek bly stil en ek kyk vir hulle so, en hierdie manne gesels en hulle gesels, en toe ons by die tweede T-box aankom, dis nou waar jy van afslaan. Dit is eintlik die slegste plek op die golfbaan, want jy wil eintlik jou bal maar iewers te gaan sit waar jy hom graag wil hê, nie waar jy hom slaan nie. Vra hulle vir my nou, wat doen jy vir 'n lewe? En ek sê vir hulle, nee, ek is 'n predikant. Ek wil vir u sê, dit was nie lank daarna nie, toe vertel die man, wat die meeste gepraat het vir my, vertel hy vir my, hy is besig om 'n boek te skryf, 'n geestelike boek te skryf. En hy is besig om met my allerhande dinge te praat, en ek dink by myself, is dit nie hoe baie mense die Christendom sien nie? Ek's 'n Christen as ek by die kerk is, maar as ek hier vandaan weg beweeg, maak ek soos ek wil. Nee, hierdie boodskap gaan oor kinders van die Here weergeborenes, wat as gesin by mekaar kom, omdat ons dieselfde belange het. Ons kom as gemeente saam omdat ons dieselfde God lief het, en ons beweeg hier vandaan omdat ons dieselfde passie het, dieselfde begeerte, dat mense gered kan word. En nou sê die Bybel vir ons, hoe ons dit kan doen. Bedink die regte dinge. Die volgende ding dan, bedink alles wat rein is. Nou die woordjie rein, vriende, in die Grieks is die woordjie haknos en beteken properly clean, that is innocent, modest, perfect. En die rein is eenvoudig dat ons morele rein gedagtes sal bedink. Nou, u verstaan wat morele rein gedagtes is. Met ander woorde, dis nie in die rigting van die seksuele. Hierdie suggestiewe gedagtes, suggestiewe gesprek, as ek uit 'n vertrek uitgaan, dan het mense genoeg om oor te dink wat hulle kan laat sondig nie. Die Here sê, alles wat rein is, dit moet ons bedink, wat skoon is. Daarom is belangrik, vriende, dat ons sal sien, dat my gedagte wêreld bepaal ook my optrede. Jy almal onthou seker vir Keith Daniel, nou
waar hy presies gestaan het met sekere teologiese sake, weet ek nie altyd nie, maar dat hy deur die Here gebruik was, is 'n ding wat vir my uitgestaan het, 'n bidder, 'n man wat oor die wêreld gegaan het en gaan praat het met mense oor sekere sondes in hulle lewe, veral predikante. En hy vertel dat in die meeste gevalle waar hy met predikante moes gaan praat het wat seksueel gesondig het en uit die bediening geskort is, dat hy by hulle gekom het en vir hulle gevra het, "Brother, what is wrong?" En dan het die ou gesê, "Nee, ek het dit gedoen en ek het daai vrou ontmoet en ons het saam gaan kuier en die sonde het plaasgevind." Dan sê hy vir hom, "Nee, wat is jou eintlike probleem?" En dan vertel die ou hom die storie oor. Dan by die derde keer as die man frustreerd raak met Keith Daniel, dan sê hy vir hom, "Jou probleem is dat jy God afgeskeep het. Jou gedagtes het begin dwaal in plaas van om oor die woord van die Here te dink en te pyns en soos ons laasweek gesê het, te broei oor God se woord, sodat dit vrug kan dra in my hart. Het jy jou gedagtes gerig in 'n ander rigting, jy het God se woord begin eenkant skuif. En dis vriende waar die meeste ellende in kinders van die Here se lewens plaasvind. Ons lees die Bybel deur, miskien 'n eerste of 'n tweede of 'n derde keer en ons reken, maar wat kan God my nog meer leer uit die Bybel? En ek pleit by u dat ons nooit so gesindheid sal koester nie. Want ons as mens verander gedurig deur. Ons omstandighede verander. Daarom soos ons die woord lees, so praat God met ons binne in ons omstandighede en die oomblik wanneer my gedagtes begin beweeg in 'n sondige rigting, is die Heilige Gees getrou om vir my te sê, "My kind, bedink die dinge wat rein is, skoon is, skoon morele gedagtes." En in ons land, vriende, sal u met my saamstem, en wêreldwyd het sonde in ons huis ingekom. Die selfoon, die rekenaar, die televisie, dis Netflix en YouTube en allerhande tubes wat daar nog is. En die hele gedagte is, ons is gretig om daarna te kyk en ons dink nie aan die Bybel wat vir ons sê, as kinders van God moet ons rein gedagtes bedink nie. En daarom belangrik dat ons sal sien wat die Here vir ons wil leer, dat ons alles wat rein is moet bedink. Hoor wat sê Jesus in Matteus 5 vers 27. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Die gedagte van om jou gedagtes rein te hou, soos Job sê, ek het 'n verbond met my oë gesluit, dat ek nie na 'n ander man se vrou sal kyk nie. Belangrik om hierdie saak raak te sien, want as ons as kinders van die Here in hierdie wêreld staande wil bly, dan moet ons rein gedagtes bedink. As u geval het in hierdie sonde, pleit ek by u om vergifnis by God te gaan vra. U rug te draai op die sonde, u oë te vestig op Jesus en die rein gedagtes te bedink. 1 Timoteus 5:22 sê vir ons in die laaste gedeelte, hou jouself rein. Hou jouself skoon. Luister, ons is groot mense wat vanmôre hier sit. As jy nog 'n kind in die huis is, het jy 'n pa en 'n ma wat genadiglik oor jou toesig hou, maar soos jy deur die jare gaan en jy word groter, is daar niemand wat oor jou skouer kyk nie. Behalwe God. Dis hy wat jou sien. Dis hy wat weet. En daarom is dit belangrik dat ons onsself rein sal hou. 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Ek wil net ietsie sê daaroor, dit het my getref vanmôre in die artikel wat ek gelees het van Dr. R.C. Sproul. Ons staan in 'n verbond met God. Luister, ons is verbondskinders. En jy kan sê, maar Gerard, waar kom jy daan? Gaan lees die Bybel. God het van ewigheid af bepaal en beskik om ons te red, en hy het gesê ons sal nooit verlore gaan nie. Hy hou ons in die holte van sy hand, en daarom moet ons vanmôre ook opleef na hierdie standaard. Ons wat gewas is in die bloed van die lam moet so leef, dat ons vanmôre kan sê, watter groot liefde het die Vader net nie aan my bewys, dat 'n kind van God genoem kan word nie. Dit maak my nie hoogmoedig nie, ek staan nie op 'n, verskoon die platvloerse uitdrukking, en ook die Engelse gedagte van 'n pedestal, hier op 'n stellasie, ek kyk af na u nie. Ek staan nie op 'n verhoogie en kyk na die ander neer en sê ek is 'n kind van God nie. Nee, ek sien God se liefde aan my geopenbaar in Jesus Christus. En nou kom die gedagte, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie.
Dis vir my aangrypend. Hoe mense Sondag in die kerk van die Here sit en Maandag tot Saterdag geniet hulle die wêreld en sy plesiere. Soos hulle Sondag saam met die kerkmense die diens geniet en buitekant saam kuier en koffie drink. Hoe is dit moontlik? Die Bybel sê om hierdie rede wil die wêreld met julle niks te doen hê nie. Die wêreld haat kinders van God. Die hele groot gedagte is omdat ons deur God verkore is, gekies is, gered is, gereinig is. Vers 2, geliefdes. Nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees omdat ons hom sal sien soos hy is. Hierdie gelyk aan hom beteken nie ons gaan Christus word nie. U weet dit seker. Baie van hierdie kerke op televisie, ek wil nie noodwendig sê Pinksterkerke nie, maar die charismatiese kerke sê dat ons eintlik maar klein Christusse is. Watter dwaling, watter leuen. Ons sal nooit Christus wees nie. God drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees. Christus het gekom na hierdie aarde. Hy is die koning wat vir ewig gekroon word. Gelyk aan hom in die gedagte, ons sal nooit weer sondig nie. Daar sal nooit weer 'n sterfdag in ons lewens aanbreek nie. Daar sal die ewige aanbidding wees van hom wat ons vrygekoop het. Vers 3 is nou die oproep vir my en vir jou, terwyl ons nog op hierdie aarde is, in hierdie sondige bestel. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Nou wie van u het al, as jy vir iets wil inskep, 'n bord uit die kas gehaal, en jy vat so onder aan hom en jy, wat is hierdie? En jy sien onder as veiligheid onder die bord, want die bord het mos op mekaar gestaan. Het miskien gemis. Sê vir my, sit jy daai bord neer en jy eet dit hom uit? Nee, selfs kalfyne, kyk hom so. Pa, kyk hoe lyk hierdie bord. Gaan sit hom terug in die wasbak en wat doen ons dan? Dan draai ons hom om en ons was hom. Ons kry hom skoon, want ons wil hom gebruik. Die Here wil ons bruikbare instrumente maak, daarom moet ons rein wees in ons gedagte. Ons kan nie, vriende, met al die sondige en wêreldse begeerlikhede in ons gedagtes sit en dink dat ons God kan verheerlik nie. En luister wat sê die Bybel, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. Hoe reinig jy jouself? Sê gou vir my. Bernie verstaan nie wat ek nou sê nie. Ek sien sy kyk my net so. Hoe reinig ek myself? Ek lees die woord, ek bid, ek is gehoorsaam aan God, ek vra Here, help my om rein te lewe voor U. Ek het 'n poging wat ek aanwend deur die Gees van God wat in my hart woon. En ek vra Here, help my dat ek rein sal wees soos U rein is. Gaan ek dit bereik op hierdie aarde? Nooit. Ons gaan nooit sondelose volmaaktheid bereik nie, maar in ons gedagte wêreld gaan ons vra, Here, help my om te bedink wat rein is. Nie in die seksuele, nie in hierdie suggestiewe, perverse gedagtes nie, maar gedagtes wat U verheerlik. Ek vra U, watter geur laat U na wanneer U in 'n gesprek was met mense? Sal hulle sê, maar joh, hierdie ou sê hy's 'n kind van die Here en hoor wat praat hy? Hoor wat raak hy kwyt? Hoor waarna kyk hy? Daarom is belangrik dat ons hierdie groot waarheid vanmôre sal sien. Die volgende gedagte is alles wat lieflik is, moet ons bedink. Verder broeders, alles wat lieflik is, bedink dit. Die woordjie lieflik is die Engelse woord lovely en in Grieks is dit die woordjie prosphileis en beteken friendly towards, acceptable or lovely. Nou as jy getroud is jou vrou vir jou lovely, maar dis nie wat hierdie woordjie eintlik beteken nie. Lovely beteken eenvoudig dat jou woorde, jou gedagtes, jou optrede lieflik moet wees. Dit is om gedagtes te bedink wat Bybels is en aangenaam voor God en mens. Wie ken jou gedagtes? Net God. Wie sien jou optrede? God en mens. So baie keer wat die hart van vol is, loop die mond van oor. My optrede verklap baie keer wat in my hart aan die gang is. Daarom is het belangrik dat ons sal sien, lieflike gedagtes is om voor God en voor die mens rein te wandel. Vriende, dink aan God se persoon. Dink aan sy attribute. Met ander woorde, as ek lieflike gedagtes wil bedink, dan raak God die senterpunt van my gedagtes. Ek bedink hierdie gedagtes van wie God is, en ek wil vir u vra, dat u moeite sal doen om deur die evangelies te lees. Die Bybel sê dat Christus het God vir ons kom afskilder.
Christus wys vir ons wie God is, en die Bybel sê vir ons, dat ons in die lig van Christus die heilige God kan sien. Die Bybel sê dat Christus op 'n stadium sê, ek en die Vader is een. Christus kom en hy wys vir ons wie God is, en God kom wys vir ons sy heerlikheid in sy seun Jesus Christus. So dink aan sy attribute. Met ander woorde, hoe sal dit my optrede teenoor mense beïnvloed? Byvoorbeeld, God is alomteenwoordig. Dink bietjie daaraan. Dis 'n lieflike gedagte om te bedink. Soos jy God se alomteenwoordigheid bedink, so begin jy dink, maar hoorie, hy weet alles wat ek doen. Hy weet alles wat ek dink. Hy sien en hoor elke daad. En dit maak my meer versigtig. Ons as kinders van die Here moet mekaar verantwoordbaar hou. Ek stem saam daarmee. Maar ons vergeet gou dat die alomteenwoordige God by my is 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, waar ek beweeg, waar ek werk, waar ek by my huis is, waar ek in my slaapkamer is, waar ek by my vriende of familie is. En daarom bedink wat lieflik is. Bedink gedagtes aangaande God, sy heerlikheid. Dink aan die Here Jesus. Dink aan hierdie wonderlike, kosbare heiland wat op hierdie aarde gewandel het. En dink aan die gedagte dat hy alles weet. Onthou jy van Nathanael wat onder die vyeboom gesit het? Toe hy by die Here aankom, toe sê die Here, ek het jou gesien waar jy gesit het. En hy erken onmiddellik, hy sê, waarlik, u is die Messias. As u weet waar ek gesit het, terwyl u my nie gesien het nie, dan weet u wie ek is. En u ken die diepste van my wese. Die Bybel sê nog, voor 'n woord uit ons mond kom, dan ken die Here dit. Hy ken ons gedagtes van ver. Daarom bedink alles wat lieflik is. Vul u gedagtes met die persoon en wese van Christus. As jy getroud is, dank die Here vir die vrou wat jy het. Ek het vanmôre daaraan gedink. Die huwelik is 'n verbond wat ek met my vrou gesluit het. My vrou moet my gesluit het. En God is die initieerder van hierdie verbond. Mag u en ek hierdie gedagtes bedink, lieflike gedagtes oor God, wat ook hierdie wonderlike instelling daar gestel het, sodat ons hom kan verheerlik. Vriende, dink aan Jesus se lewe op aarde, hoe hy gedoen en geleef het. Ek moet daaroor dink ten einde my lewe daarvolgens in te rig. Ons as gesin werk so 'n bietjie deur Spurgeon se mornings and evenings. In die afgelope tyd het ons 'n bietjie gekyk na die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. Dink aan God se empatie met daai vrou. Sy raak aan sy kleed en sy raak weg in die skare en die Here vra, wie het my kleed aangeraak? Die disipels sê vir hom, Here, ons wil nou nie snaaks wees nie, maar kan u nie sien om u nie? Hier's 'n horde van mense. Hoe vra u, wie het my kleed aangeraak? Kyk na Jesus se belang in die individu. Hierdie vrou raak weg in die skare. Jesus sê, wie het my kleed aangeraak? Hierdie vrou kom bewend vorentoe en die Here sê, van jou geloof het jou gered. Dink aan Christus, dink aan die lieflike gedagtes rondom Christus en word versterk in jou geloof. Staan vas in die Here. En ag vriende, bring stabiliteit in die gemeente omdat ons fokus Christus is. Wonderlik, die vrou by die put van Samaria, die Bybel sê en Christus moes daar verbygaan. Hoekom moes die Here daar verbygegaan het? Daar was ander paaie gewees. Hy het 'n afspraak gehad met 'n vrou by die put van Samaria. 'n Samaritaanse vrou in die Bybel sê dat sy by die Here uitgekom het. Sy empatie teenoor hierdie sondares wat op 'n ongewone tyd in die dag gekom het om water te skep. En die Here sê vir haar, geef my water om te drink. As jy geweet het wie met jou praat, sal jy gevra het vir die lewende water. Bedink hierdie gedagtes, lieflike gedagtes. Een uitstaande gedeelte wat ons leer hoe ons moet dink, kom daar in 1 Petrus 2:22. Praat oor ons Here Jesus Christus. Petrus, hierdie voortvarende disipel, skryf later as leier van die eerste gemeente. Hy sê oor Christus, hy Christus wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat? Toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Vriende, ek moet vir u sê, die afgelope tyd in my lewe vra ek die Here vir wysheid, dat ek nie sal terugskel as mense skel nie. As mense leuns versprei, dat ek nie sal die Engels praat van retaliate nie. Ek en Calvin praat nou die dag lank daaroor. Ek sê vir hom, seun, die Bybel sê, ons moet nie dreig nie, maar dit oorlaat aan Christus wat regverdiglik oordeel. Wanneer laas jy met jou kind gepraat oor die stryd wat hy of sy in hulle gemoed het
met dit wat in ons land aan die gang is. Miskien by die werksplek, miskien in die gemeente, miskien in die gemeenskap, miskien in die buurt. Ek sien nou die dag op ons groepie waar ons bly, in die kompleks, was daar mense wat so 'n bietjie haks geraak het met mekaar. Dan dink jy by jouself, watter bydrae kan ek lewer om 'n verskil te maak vir Christus? Nie gedreig nie, maar oorgegee aan hom wat regverdiglik oordeel. Vers 24, wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons, waarom het hy ons sondes aan die kruis gedra? Sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees het. Niks te doen met liggaamlike genesing nie, die konteks gaan oor ons geestelike toestand. Vers 25, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Bedink lieflike gedagtes. Hierdie naam van die Here Jesus Christus, sy persoon, sy karakter, sy wese, hoe hy God vir ons kom wys het, is lieflike gedagtes om te bedink. Die voorlaaste ene is alles wat loflik is. Verder broeders, alles wat loflik is, bedink dit. Loflik, things of good report, well spoken of, that is reputable, of good report. Met ander woorde, a believer's thoughts, if heard by others, should be commendable, not condemnatory, of veroordelend. As mense jou gedagtes nou moet weet, hoor, wat dink oom Andries nou? Of as oom Andries met my praat, wat as ek sy gedagtes kon hoor, wat sal dit wees? Daar's Wian, daar's Jan, kan so deur almal gaan. As julle my gedagtes in woorde kon hoor as julle met my praat, wat sou dit wees? Partykeer kyk ons iemand in die gesig en dit gaan goed, maar hoe gaan met jou? Bly om te sien dit gaan goed met jou kinders, nie my gedagtes, jou ou Fabond, ek wens jy wil eerder jou goed vat en loop. Ek sien lus vir jou nie man. Jy irriteer my en ek gruwelik, maar ek sal maar, is Christelike gedagtes. Of Christelike woorde sê eerder terwyl die gedagtes nie altyd ooreenstem nie. Vriende, as ons gedagtes hoorbaar kan wees, sal dit God verheerlik. Ek kom agter vanmôre toe ek gaan stap, het vroeg vanmôre, lekker koel gewees en so 'n bietjie gaan stap. En ek dink by myself, terwyl ek vanmôre stap, hoe sondig ek in my wese is. En hoe moeg die geestelike stryd my somtyds maak. Maar die Bybel sê dis 'n goeie stryd. Dis wat ons laat aangaan as kinders van God. Want God bly in ons werk. Ons kan nie opgee nie. Het jy al probeer die Christelike lewe opgee? Daar's nie 'n kans nie. Jy kan hoeveel keer val, jy staan op. Want God se gees werk in jou. En jy sê, Here, ek kan nie los nie. Want U sal my nie los nie. Dis die wonderlikheid van kindskap. Afgodediens is, jy moet heeltyd presteer om die afgod tevrede te stel. Jy moet heeltyd presteer om hierdie afgod is 'n glimlag oor jou lewe te kry. En dan moet jy dit offer en dat offer en kyk hoe vet is daai Boeddha beeldjie al. Hulle offer hom en hulle voer hom heeltyd en hy kan vir hulle niks doen nie. Ons God is die God wat vir ons sê in die woord dat ons moet alles bedink wat loflik is. Dat as ons gedagtes hoorbaar is, dat mense kan sê, maar hierdie man, hierdie vrou behoort aan die Here. Dis 'n stryd, vriende, want ons gedagtes hardloop baie keer met ons weg. Somstyds wanneer mense ons te na gekom het, bedink ons definitief nie goeie en mooi gedagtes teenoor hulle nie. Daarom het ons nodig om die goeie stryd te stry. Die Bybel sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis 'n geweldige stryd. Dis 'n intense stryd. As Christendom maklik was, sal almal eendag in die hemel gewees het. Maar dit is 'n lewe van selfopoffering. Kruisopname en volg van Jesus. Lukas 6:45 sê die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Onthou u die barmhartige Samaritaan? Die man is deur rowers oorval en die leviet loop verby. Hy wil niks sien nie, hy wil niks hoor nie, maar voor ander het hy hierdie vertoon dat hy 'n leviet is, eintlik 'n heilige persoon. Hier kom hierdie vervloekte Samaritaan in die oë van die Jode en die Here vertel juis aan die Jode hierdie verhaal. En hier kom hierdie man se hart eintlik sigbaar in werking toe hierdie man se wonde verbind en hom op hierdie donkie of esel van hom laai en hom by die herberg gaan aflaai en sê ek sal betaal as ek terugkom wat nodig is. U sien ons harte en ons optrede
moet sinkroniseer. Ons gedagtes en ons optrede moet sinkroniseer. Daarom bedink alles wat loflik is. Gedagtes wat God kan verheerlik. Psalm 37 vers 30 sê die mond van die regverdige verkondig wysheid en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart of in sy gedagtes. Sy gange sal nie wankel nie. Wat is ons tema? Hoe om geestelik vas te staan en stabiliteit in jou eie lewe en in die gemeente te bereik, te versterk, daar te stel. Spreuke 10 vers 19, baie belangrik, want daar staan by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. Maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. Die hart van die goddelose is min werd. Ek en Effeltjie het nou die dag so 'n bietjie 'n dokumentêr gekyk na die tempel wat hulle gebou het en later die paleis van Salomo. Hulle praat iets soos 65.000 triljoen rand. Maar hulle wys so die skatkamers van Salomo, is alles nou net 'n voorstelling, maar waar die goud is en die silwer. Hoor wat sê die Bybel? Ons lippe, ons woorde moet uitgesoekte silwer wees, iets kosbaars wees. Die hart van die goddelose aan die ander kant is min werd. Vers 21, die lippe van die regverdige help baie mense reg. Maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. Hoeveel keer het ek hierdie geval gehad in my huis? Gerard, Regard, Kalfyn. Dan raak hulle diep ontsteld oor sekere dinge. Dan sê kom ons praat daaroor. Dan praat ou Kalfyn. Man, hy praat. En die hartjie vertel vir my wat aangaan. Of die woorde wat in die hartjie aangaan. En as ek klaar is, sê ek vir hom, seun, okay, kom ons kyk wat sê die Bybel daaroor. Ek sê nou dag vir hom is al verwysingsraamwerk wat ek het. Want as ek uit die vlees van my kind moet raad gee, sal ek en hy miskien 'n revolusie veroorsaak. Ons sal miskien Sondag hier, ons slotlied sal wees uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see. En ons sal hier uitstap en iets begin wat ons nie moet begin nie. Maar ek kan nie met my hart gaan nie, want my hart kan my nie lei nie. My verstand lei my soos God se woord en se waarheid my lei. En ek leer my kind en ek sê vir hom, luister Sena, ek kan jou reg help ooreenkomstig die skrif, terwyl ek my eie hart ondersoek en vra, Here, help my om rein voor U te lewe. Om loflike gedagtes te bedink. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. Nou my vrou, almal weet dit nou al, ek maak elke môre vir haar oudspap. Oudspap van alle dinge. Seker omdat daar 'n tiger op is, né? Sy dink seker ek's haar tiger. Maar hoe dit ook al mag sê. Ek maak oudspap in die oggende. En een oggend kon ek nie oudspap maak nie, sy maak vir haarself en sy vergeet die sout. En sy eet oudspap oggend en aand. Nou praat ek uit ons huis uit. Oggend en aand, dis nie omdat ons gebrek het aan voedsel nie, maar sy is lief vir oudspap. Oggend en aand. En toe sy daai lepel ouds vat en in haar mond sit wat nie sout in het nie. Was dit vir haar aangenaam? Glad nie. En dis wat die Here vir ons sê, ons woorde moet aangenaam wees, met sout besprinkel. Dit moet smaak gee. Daarom vriende, is dit noodsaaklik dat ons woorde met sout besprinkel sal wees, sodat ons kan weet hoe om ieder een te antwoord. Partykeer praat jy met iemand en die vlees kom en hy klop hierso. Jy al gevoel as jou nek so begin maak. Jou oog begin so maak. Jy dink vir jouself, wat is nou fout? En die vlees sê vir jou, hoor, sorteer jou uit. Here, help my. Help my. Dat ek nou die dinge sal bedink wat U van my vra, dat ek mense sal antwoord ooreenkomstig U woord en nie uit my vlees nie, sodat God verheerlik kan word. Die laaste gedagte, vriende, baie kort, net 'n samevatting. Die apostel Paulus sê, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Anything that God deems praiseworthy. Anything that God deems praiseworthy. Bedink dit. Dis belangrik dat ons dit sal sien. Dr. John MacArthur skryf, hy sê the key to godly living is godly thinking. Soos die man in sy hart bedink, so is hy, soos ons verlede week vir u gesê het in die vers daaruit Spreuke. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Spreuke 4 vers 23. Soos jy in jou hart bedink, soos jy in jou hart, ek wil amper sê wat jy in jou hart inneem, dit sal in jou optrede, in jou woorde na vore kom.
Dis die eenvoudige samevatting, sodat vers 9 in vervulling kan kom, wat julle in my gesien het, wat julle van my geleer het, die voorbeeld ek vir julle nagelaat het, doen dit. Hierdie voorbeeld ek vir julle gestel het, doen dit. Die wandel wat ek saam met die Here het, volg dit na. Dis eenvoudig wat die woord vir ons leer, sodat ek stabiliteit in my lewe kan hê, my gesin stabiliteit kan hê, die gemeente waarin ek behoort, stabiliteit kan hê. Vriende, ons vat saam, riglyn het ten einde vas te staan, en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker, gekyk na beveg verdeeldheid, wees behulpsaam, verbly jou in die Here, wees vriendelik teenoor alle mense, moenie besorgd wees nie, leef bidtend, en dink reg. Ons moet reg dink. Dit sal u nie skade doen as u Filippense 4 vers 8 memoriseer nie, wat ons vanmôre hanteer het. Verder broeders, alles wat waar is, eerbaar, lieflik, of regverdig, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is, wat deeg en lofdaam mag wees, bedink dit. En dan die vers van laasweek, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie, want as kinders van God het ons gesterwe, en ons lewe is saam met Christus verborge in God. Hierdie is 'n tolorder. Dis 'n geweldige oproep. En sonder die krag van die Heilige Gees sal ons dit nie kan doen nie. Maar vriende, die beloning aan die einde van hierdie lewe. Ek het hierdie week so mooi ding gesien waar die persoon wys wat verskillende mense aan dink. Hierdie een dink aan sukses in die besigheid. Hierdie ou dink aan sukses by sy werksplek en bevordering. En hierdie ou dink aan om 'n gelukkige lewe te hê, en die ander een sy gedagte wat in 'n beeld uitgebeeld word. Waar hy buig voor God en hy hoor uit sy mond mooi so. Goeie en getroue diensknegt. Een lewe. Gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef ons gedagtes is belangrik. Ons moet die regte dinge bedink. Vergewe ons die kere waar ons sondig, waar ons struikel. Help ons om hierdie goeie stryd te stry. Ons is op 'n oorlogsveld, Here, ons beleef elke dag die aanvalle van die vyand, van die wêreld, en ons eie vlees wat dikwels in opstand is teenoor u waarheid en u woord. Daarom pleit ek, Here, dat u vir my en my huis sal bewaar. Elke broers kerkraadslid en hulle gesinne en hulle kinders en ons gemeente. Ag dierbare Here, ons besoekers, hulle wat inskakel, hulle wat bely hulle behoort aan u, dat ons sal besef dat ons in hierdie stryd gewikkel is tot daardie dag, wanneer u ons oproep in u heerlikheid, om vir ewig by u te wees. Ag Here, ons pleit dat ons onsself rein sal hou soos u rein is, dat ons verantwoordelikheid sal nakom, maar ook in dieselfde asem sal sê, Here, sonder u kan ek niks doen nie. Baie dankie dat ons almal hier vanmôre in hierdie stryd gewikkel is, dat ons maar net vanmôre soos pasiënte na hospitaal toe kom vir behandeling, dat ons God se woord kry as teevoeter, as antibiotika vir ons sondeprobleem, vir ons nood om wysheid te verkry om in hierdie wêreld te lewe. Dankie vir hierdie instelling, dankie vir die kerk as liggaam van u, dankie dat u die hoof is hier en self die kerk in stand hou, en dankie dat u ons deur u woord leer, elke dag onderrig, sodat ons rein en heilig voor u kan lewe. Here, help ons, en word u in alles verheerlik. Ons loof en ons prys u naam. Amen.